Zijn vir die hoë lewe, helemaal ongewoon. Koningse kind noem ons om een prins, want sy papi sit op die troon. Kijk jy die beste woorde, sit die champagne neer. Ons wordt beloond als ons ontkroon, mag jarenlang regeer. Stem voor arm leven, middel voor brokjes brood. Sukkelt om spoedige lip, armoedig en die honger is altijd groot. Niemand kan ontblameer, wie zal hem durven staan? Hij ging de straten uit te stappen, weet waar hij gaan. Zeg nou maar, daar kom een jaar en niks is meer gewoon. Onder de skille boom. En Bo zit op die troon. Nooit roem en rijkdom, mensen wat naar je kijkt. Weer in je hoed, die wordt gewoon heel goed, die klopt van die koninkrijk. En zij kan altijd waarbold, alles is soms een kunst. Alles je aangeboren, dat is word je nog een prins. Aandag asseblief mensen. Aandag, zijn koninklijke hoogheid, koning Henry, kondig hiermee met trots aan dat hij vanochtend een zoonryker geworden is. Ek my pad uit vir deksels as stommerik. Ek het sopas gehoor dat my eerste seun vanoggend gebore is. Hallo daar. Wat 'n ongepoetste man. 'n regte buffel. Wat praat ek al? Waar was ons laas? Welkom in Londen. Ach, nooit. Nou, wat sou van daai vieslike mannetjie geword het? Hy is een van die hoofkarakters. En dis die plek waar alles gebeur het. Waar ons storie begin. Nou toe, kom kyk self. Het julle dit gekry, kameras? Nou ja, die storie wat ek julle vandag wil vertel, gaan oor die seun van ons koning en die seun van die armsalige skurk Canty, die prins en die bedelaartjie. Wat sê julle? Of het julle al die storie gehoor? Wag net 'n bietjie. Julle het nog nie die regte storie gehoor nie. Toe, stap saam. Maar toe, waarvoor wag ons? Dit is geld en ek het 'n storie om te vertel. Daar sê. Sien, dit is die huis. En dis hier waar ons storie begin. Dis reg die verhaal van die prins en die bedelaar. Dit het 'n paar jaar gelede gebeur. 'n hele paar jaar gelede. So 10 of 12 jaar terug. Ag nou ja, 10 of 12, wat maak dit nou eintlik saak? Dis die storie wat belangrik is dit nie? Wat wil jy hê, ou Canty? Iets soos 100 bedienis in 'n kasteel met 'n see-uitsig, dis wat. So wat wil jy hê, hè? Ek wil net hê jy moet jou hande van my appels afhou. Asof ek sy verrimpelde ou vrot appeltjies sou eet. Tom, Nan, Pet, waar's julle? En toe, hoeveel het julle gebring? 'n halwe penny, pa. Ook 'n halve penny, papa. Wat? Is dit alle glo dit ek tog ek het my kinders daarin beter as dit geleer. Ek hoop Tom het beter as julle twee niks hards gedoen. Waar bly jy in elk geval so lank? Ja? Ek dink hy staan op die hoek daar onder by die brug. Tom, Canty! Tom, Canty! Sy koninklike hoogheid, sy majesteit, ons eerbare heerser van Niemandsland, Prins Tom. Maak gou, laat die eerste onderdaan onmiddellik voor my verskyn. En wat was sy oortreding? Wel, die hoogheid, hierdie man het nagelaat om uit respek te buig toe hy vanoggend verby hom geloop het. O, so. Gaan sluit hom in die kerker op. Maak so. Ons het nie 'n kerker nie, u hoogheid. Nou gaan soek dan een. Anders sal ons hom maar daan moet gooi. Wat? Nee, daar is daar 'n perke. Hoe durf jy 'n armsalige gevangene sy hoogheid, die kroonprins, se bevele teenstaan? Dan speel ek nie meer nie. Ek gaan eerder huis toe voor ek saam met 'n spoor rot in 'n krat klim. Hou daar julle, ek hoor die aandklok lui. Ons moet gou maak, anders mis ons aandete. Daar's vanaand brood op die spyskaart. Is dit al so laat? Ek moet op my hoek gaan staan, anders is daar groot moeilikheid. Tot môre dan. En kom vroeg, ons moet jou nog hang.
Ai, kyk waar jy loop. Zaterdag aan. Wat sit jy nog hier? As jy doop op iets, ek is al eers na jou geroep. Jammer pa, ek het niks gehoor nie. Ek was seker te besig om te bedel. Ag, groot asseblief tog meneer, 'n penny vir 'n arme uitgehongerde daklose weeskind. Nou toe, hoeveel het jy? Dit was maar 'n slegte dag geweest pa. Almal wat hier verbygeloop het, is platsak. Niks nie. 'n Hele dag lank en jy het niks daarvoor te wys nie. Ag, dit lyk my die mense hier rond kry deesdae maar almal swaar pa. Ek het vraggies die hele dag my hartseer gesiggie opgehad, net so. En hoekom sy enigiemand by sy volle positiewe in elk geval verknaap het so simpel agtrekkers geld gee? Wat is dit nie? Wat gaan aan? Dink jy miskien jy's 'n prins of iets? Ai, waar kom dit vandaan? Ha! Ek is seker sat vir jou speletjies. Jy speel die kos uit as mande uit. John, Tom, julle is net betyds. Ek het julle gunsteling gereg gemaak, hoendersop. Ek moes die resep so 'n bietjie aanpas omdat ons nie al die bestanddele gehad het nie. Daar was nie 'n hoender nie. Niks vir hierdie klein mannetjie nie. Hy verdien nie om te eet nie. Toe maar, ou seun. Van vanaand af gaan ek jou so 'n bietjie Grieks leer. Waar my dooie liggaam. Dis daai ellendige boeke vir jou wat hom so sleg maak. Nou nie dat ek dit lelik bedoel nie, Vader Andrew, met alle respek gesê. Maar in plaas daarvan dat hy sy verbeelding gebruik om vir ons 'n paar pennies huis toe te bring, verbeel hy hom hy's wie weet wat. Tom, Hierso, ons het vir jou bord sop geberg, is nogal lekker. maak 'n wonderlike goed met kookwater doen. Dankie Nan, dankie Bet. Toe weg as julle voor pa julle hierso kry. En omdat jy gister so lui was, moet jy vandag 3 keer meer as jou gewone quote huis toe bring. So gaan staan 'n slag in 'n ander buurt. 'n Rykmansbuurt waar hulle groter harte en groter beursies het. Partykeer wonder ek dan regtig of hy my seun is. Sjoe, dis ongelooflik. Kyk net daar die stad. Dis mooi, né? Wat bedoel jy stad? Nooit nie, dis nie 'n stad nie, dis 'n huis. 'n Huis? Ken jy nie die plek nie? Ek was nog nooit hier nie. Dit is die paleis waar ons koning bly. Vraggies, né? Hoeveel van hulle bly daar? Ek weet nie, ek sou raai seker omtrent 20 mense. Waar ek vandaan kom, sal ons hulle sommer in een kamer prop. Nee, ek het gehoor elkeen het sy eie kamer. Jy jok, dis onmoontlik. Ek jok nie. Jy jok. Ek jok nie. Dis onmoontlik. Is moontlik. Is jy seker? Doodseker. Want dit is regtig vreemd. Dink net 20 kamers vir 20 mense. Ek wens ek kon sien hoe dit daar binne lyk. En waar is jou manier, jy verbaardige klein nikswerk bedelaar? Jy word nie gespys as jy vervuil net die omgewing. Sit my neer, ek is mos nie doof nie. Wat dink jy doen jy? Hoe durf jy een van my pa se onderdane so hardhandig behandel? Ja, hoe durf jy jou groot boelie? Maak oop hierdie hek en laat hom aankom. Nou ja, verskoon my, ek het 'n afspraak met die prins.
moet sê jy lyk regtig moeg en honger, oukie. Ag, ek was darm al moer as dit gewees. Kom ons gaan kyk wat ons vir jou kan doen. Stuur 'n bord kos na my kamer toe. 'n bord kos na die prins se kamer toe. 'n bord kos na die prins se kamer. 'n bord kos na die prins se kamer. 'n bord kos na die prins se kamer. Hoeveel keer nog? 'n bord kos na die prins se kamer. Dit was die laaste keer. Wat is jou naam? Tom Canty, prins. Mag ek dalk 'n bietjie van daai goed daar ook kry, wat 'n mens dit ook al noem? O, dit is vark. O ja, ek het al daarvan gelees. Ek het miskien nog nooit 'n stuk varkvleis gesien nie. Maar eet soos een. Ek wens ek het geweet wat Edward besiel om daai ongepoetste mannetjie hier na die paleis toe te bring. Ek sê jou, dit voorspel niks goeds nie. Maar ek wonder, ek moet sê jy lyk bekend. Ek het nou net aan dieselfde ding gesit en dink, maar ek wou liewers niks sê nie. Kon ons mekaar iewers ontmoet het? Wel, ek het ook al daaraan gedink, maar ek glo nie dis moontlik nie. Nou dan moes ek jou by 'n vriend se huis gesien het. Ken jy vir William Marley, die graaf van Hartford? Nee, maar ken jy dalk vir Joe van Farringtonstraat, die sakkeroller? Nee, ek is bevrees nie. Waar bly jy? Oor kan die begrafplaas in die drankwinkel. O, nee, glo nie, ek was al ooit daar nie. Seker nie, anders sou jy definitief onthou het. Wat doen jou pa dan, Tom? Wel, nou ja, my pa is heeldag besig om my en my susters met die rottang by te kom. Wat? Met 'n rottang? Ag, wat partykeer slaap hy, dan vergeet hy darm van ons. En mag ek van daai goed in die groot bak kry? Die sop? Dit kan nie wees nie, daar's dan iets daarby. Hoe is dit daar waar jy vandaan kom? Nie sleg nie, eintlik heel lekker. Daar's 'n poppenkas, ek is mal oor al die verskillende marionette. En die apies laat mense ook lekker lag. Regtig? Vertel my meer, Tom. En nou ja, partykeer hardloop al die sensresies om te sien wie is die vinnigste. Dit klink opwindend. Gaan aan. En partykeer gaan swem ons in die rivier. Sommer net so? Natuurlik. Ja, en partykeer speel ons in die modder. Waar ek bly is daar nou nie eens 'n tekort aan modder nie. Wat 'n plek. Ek wens ek kon tog net een keer soos jy aantrek en in regte egte modder gaan speel. Om al die modder tussen jou tone te voel, ek sou wat wou gee daarvoor. En ek wens weer ek kon net een keer sulke mooi klere soos wat jy aan het aantrek. Nou maar wat keer ons? Al kom ek van hier en jy kom van elders. Sien ek jou, dan sien ek myself in die speeltjie teen die muur. As ek en jy mekaar sou naak, wie sou die een van die ander kon uitmaak? Almal sou net staan en kyk. Dis ongelooflik. So kom ons word kopieë van mekaar. Ek bedoel ons er 'n plek af. Kom ons ry plekke, dit klink so lekker. En ek hoor of weet is ons daar. As ek jy was en jy was ek, sou net die beste deeg in my plek. 'n warm pantoffel vir 'n koue voet en 'n warm bord kos vir 'n maag vol moed. As ons twee ruil en ek is jy, dan word my daal vrolik en vry. Nooit meer kla ek steen en been, want ten minste het ek al gedoe hier alleen. Rykdom is so naar armoede daai. Maar ek sal dit dalk aanvaar as dinge andersom sou draai. As ons plekke ruil vir 'n dag of twee, soveel breedte kaperjolle bring dit meer. Dan ruil ons terug en dan is niemand vry. En in die tussentyd maak ons 'n wegjoelei. So laat ons plekke ruil. Ja, plekke ruil. Ja, plekke ruil. Ruil plekke. Shooby-dooby-doo. Dit voel absoluut fantasties. Ha, ek het nog nooit materiaal teëgekom wat so ruik nie. Dit ruik seker so omdat dit 'n bietjie vuilerig is. En prins se klere ruik vir my weer na een of ander roos of iets. Hey, nou weet ek hoekom jy net nog vir my so bekend gelyk het, want jy lyk presies soos ek, Tom. sien jy? Ek het ook gedink dat een van ons na die ander een lyk, maar ek het gedink dit sou voorbarig wees om dit te sê. En dit behoort seker aan jou. O ja, ek sal so lank op 'n veilige plek wegsteek. Hey, kyk dan net hoe bloei jou hand, Tom. Ag, sommer niks nie. Ek het net 'n ou skrapie gekry toe die wag my van die hek af weggeruk het. Dit is glad nie niks nie. Hulle mag nie en sal nie aanhou om ons mense so te behandel nie. Genoeg is genoeg. Maar
Maak hierdie hek onmiddellik oop. Ek het 'n appeltjie te skom jou. O ja, wie dink jy is jy miskien nou? Dit is jou skuld dat die prins Hagens op my geskree het. Jou idioot, weet jy miskien weet as ek is die prins van Wallis. My pa is die koning. Hoe durf jy op my pad? Ek sal jou aan die galg laat hang vir jou straf. Jy vat vir sy koninklike hoogheid. Tom! Ja, en jy? Waarna kyk jy miskien? Ag nou ja, ek vergaap my aan die eindproduk van 'n abnormale swak bloedlyn sien nie. Wel, moenie net daar staan nie. Kan jy nie sien ek is dors nie? Wat? Is jy by jou sinne beroof? Bring vir my rooswater en roer jou litte. Is dit die seun van John Candy wat my hier soos 'n prins staan in hitte gebied? Jou uitgevrete kalkoenkop, ek is die prinsman. Ag, ons vra nederig om verskoning, u hoogheid. Ons het nie besef ons liewe prinsie is so dors nie. Ek hoop ek het die dors geles, u hoogheid. Dis ongelooflik. Hulle lyk na heel redelike mense, maar hulle kan ook maar baie onvriendelik en ongeskik wees. En dit, wat dink jy doen jy hier? En ek jou nie na die Rykmansspier toe gestuur nie. Wie gee jou die reg om so met my te praat? Wie dink jy is jy? Wat? Wie dink ek is ek om? Het ek reg gehoor? En wie gee jou die reg om so met my te praat? Ek het jou eerste gevra. Wat die duiwel het in jou gevaar sien of soek jy miskien nog 'n pak slaag? En wie noem jy miskien seun? Wat is dit met jou? Wat anders as ek veronderstel om my eie seun te noem? Jou seun gooi my eerder vir die haai. Ek waarsku jou, ek het nog net mooi genoeg hiervan gehad, Tom. Tom Canty. Jy bedoel Tom Canty is jou seun. Ja, en met ander woorde is ek niemand anders as jou pa nie, seun nie. So dan is dit jy wat jou seun so slaan. Jy behoort dankbaar te wees dat ek nie vra dat my wagte jou op die daad onthoof nie, jou groot bullebak. Dit is genoeg. Kom saam, ek gaan jou vandag die loosing van jou lewe gee. Wat lig jy jou hand teen 'n prins? Gepepel soos jy kan nie doodstraf ontvang hiervoor. Wat het ek jou gesê, jou idioot? Wanneer? Toe ek jou laas keer gewaarsku het. Gewaarsku het waaroor? Ek sê jou, ek is skilvol. Vir wat? Hierdie speelietjies van jou. Ha! Jy mors my tyd. Dis tyd dat ek weer by my paleis kom. Paleis? Sodat ek 'n lasbrief tot jou inhegtenisneming kan uitreik. Ek weet nie wat die duiwel het jou in gevaar nie. Ek waarsku jou, los my uit. Maar jy kom terug huis toe totdat jou kop weer skoon is. As jy my nie nou dadelik laat gaan nie, gaan ek jou hande laat afkap. Hier, vat so. Kom aan. Dis nie asof jy nie daarvoor gevra het nie. Ek wonder wanneer is die prins van plan om terug te kom. Hy bly daar nou 'n bietjie lank weg. En ek moet ook weer een of ander tyd op my hoek gaan staan. Ag nou ja, miskien moet ek maar gou gaan soek na hom. Kan ons u dalk help, majesteit? Wel, ek weet nie. Nou ja, as jy wil, ek is eintlik op soek na iemand. O, na wie, prins? Dis reg. Ekskuus tog maar, wat is reg? Die prins. En dit is u. Wel, nee, ek is op soek na 'n seun wat soos 'n bedelaar aangetrek is. Hy's vroeër vanoggend hier uit. O ja, dis reg, die klein bedelaartjie. Moenie bekommerd wees nie, die wagte het gesê hulle sal hom reg sien, prins. Gats, die wagte? Dis reg, prins. Prins? Wel, nee, jy maak 'n fout, sien? Ek bedoel dit was eintlik die arme klein bedelaartjie geweest. Hy is nie ek nie, ek is hy. Of nou ja, ek is nie hy nie, hy is ek. Verstaan? Dis alles reg. Ek hoop nie prins voel koorsig nie. Ai, tog. Ek weet nou nie meer nie, maar ek moet erken dat ek al beter gevoel Ek gaan dalk voorstel dat ons die hoogheid se persoonlike dokter ontbied. Die dokter? Nee, dankie, maar nee, dankie. Prins Edward kom vir my vandag so 'n bietjie emosioneel onstabiel voor. Moenie 'n dooie woord hiervan sê nie. Moenie dat hy agterkom ons het snif in die neus gekry nie, want net nou vererger dit net sy probleem. Ek is oortuig daarvan ons prins sal kort voor lank weer sy goeie ou self wees.
O, God, hulle weet daar's fout. As hulle moet uitvind ek is nie die regte prins nie, sal hulle my van bedrog aankla. Hulle sal my ophang en my vir die kraaie voer. O, dink Tom, dink, jy moet iets kan doen om hier uit te kom. Dis 'n bietjie laat om nou daaraan te dink nie waar nie. Wie is dit? Asseblief, wie is jy? Dit is ek, Monsieur Laplume. Ag, ek smeek u, Monsieur Laplume, dit was 'n grappie geweest. Met verskriklike gevolge. Maar ons wou net 'n bietjie speel, dit was 'n onskuldige ou speelietjie. En kyk nou net wat kom daarvan. Mamma mia, die l'affaire het 'n groot gemors ontaard. Maar die prins sal julle kan sê wat gebeur het, gaan vra hom. Maar hy is nie hier nie, is hy? Asseblief tog, ek smeek julle wie julle ook al is en waar julle ook al is, kom asseblief uit sodat ek die situasie aan julle kan verduidelik. Ach, nou ja, my jong vriendjie, as jy wil. Bonjour, mon ami. Laat ek jou dan voorstel aan Madame Dubois, 'n geskenk aan ons prins Edward van die koning van Denemarke. Die Luder? En ons vriende die pantoffels, wat natuurlijk vanuit Italië ingevoer is. Buongiorno, mi amici. Jy kom ons eerste gepraat het. O ja, sê wie nogal. Toe, sta nou terug. Wie dink jy is jy? Ek is nie jou sloffie. As ek in my sonde nie En soos jy seker self agtergekom het, weet die linkervoet ook nie altyd wat die regtervoet doen nie. Dis altyd dieselfde ou storie nie waar nie. En Macron, 'n present van Monsieur de ambassadeur van Afrika. Aangenaam, klein bedelaartjie. Daar sê, dit was ons wat net nou met jou gepraat het. Maar julle is nie wies nie, julle is wat se goed. Hulle dink regtig nie dis nodig om persoonlik te raak nie, monsieur. Hallo daar. Julle wil nie dalk help nie, die ding sit so effentjies vas. O, wat 'n aardige plek. Absoluut aardig. En nou, wat gaan julle met my doen? Maui. Ja, wat? Wat gaan ons met jou doen? Dis 'n goeie vraag. Ek wonder Ja, wat? Goeie vraag. Soos ek die saak sien, het ons hier te doen met 'n uiters netelige situasie. Uiters netelig. Moet ons nie maar eerlik wees en vir almal die waarheid vertel nie? Dat is 'n uitstekende idee. Ek sal gou vir almal gaan vertel. No, ek is Nee, jy's te sterk en te lomp, jy sal tog net weer oor jou eie voet te val. Ek sal nie toelaat dat jy oor my baas speel met probeer trap nie. Ek kan op my eie voet staan. Okay, stadig nou julle twee. Ons moet mooi hieroor nadink. Ek dink wat die gevolge hiervan gaan wees. Dit help nie om oorhaastig te wees nie. Ek bedoel, my liewe vriende, dink 'n bietjie wat sou gebeur as hierdie vreeslike waarheid sou uitkom. As die mense sou uitvind dat die koning nie erfgenaam het nie, sal ons land uit alle hoeke aangeval word. Die koninkryk sal in chaos verval. Hoe kan ons toelaat dat ons land se veiligheid hierdeur in gedrang kom? Wat 'n ramp. En ek besef dit nou eers. Hy's reg. Ons moet die klein bedelaartjie help om met hierdie maskerade voort te gaan ter wille van ons prins. So beteken dit julle gaan my nie verklap nie. Nee, my vriend. Ons gaan joepstil hier bly en jou help. En ons gaan sommer dadelik aan die weg spring. Dis eintlik eenvoudig, sien? Wag, dan wys ek jou. 1, 2, 3. Doen wat je doen en maak zo succes. Als ons jou leest, zal je krijgen wat je wil hebben. Doen alles net zoals ik, s'il vous plaît. En doen wat ik doen en maak zo succes. Doen wat ik doen en maak zo succes. Als ons jou leest, zal je krijgen wat je wil hebben. Doen alles net zoals ik, s'il vous plaît. En doen wat ik doen en maak zoals ik zeg. Raservet bij een banket, moenie wee aan die buffet. Pikkie in die lucht met elke kopje koffie. En loop maar zoals een koning. Bereid ons onze brander. De ene is koenig leeg, gracieus bij die ander. Wandel soos 'n vars met waardigheid. Nou sal dink jy is koning, wat 'n aardigheid. Doen wat ik doen en maak zo succes. Als ons jou leest, zal je krijgen wat je wil hebben. Doen alles net zo sexy, compleet. En doen wat ik doe en maak zo succes. En als je dood betrouwd gaat aan die grote gouvernement, tree op als een leier of een president. En als jij denkt je slaapt dus leg op, dan hou je net een ruggraat rechtop. Laat jou onderdanen jou bewonder. Laat jou voel huls allemaal besonder. Je kunt hier zoals een lijn die bezet. Je denkt die mensen als jou dra. Die mensen zal alles opzij zet. En ze doen net wat je vraagt. Doen wat ik doe en maak zo succes. Als jou leest, zal je krijgen wat je wil hebben. Doen alles net zoals ik, s'il vous plaît. En doen wat ik doe en maak zo succes. Ja, doen wat ik doe en maak zo succes. Ja, maak me de pap, pap, ba. Oh, dit gaan 'n lang aand wees. 'n Baie lang aand is verseker. Daar is hy, Majesteit.
As die hoogheid klaar is, wel, dan moet jy gou maak as ons betyds wil wees, né? Ja, ek is jammer ek het so bietjie vergeet. Mag ek dalk vra betyds waarvoor? Vir vanaand se banket, U Majesteit. Vir die banket? Wat se banket? Vanaand se feesmaal. Sy majesteit het 'n deftige banket vir 'n vierfees gereël. O nee, dis onmoontlik. Ek kan nie. Wel, jy het nie 'n keuse nie. Jy moet jou verpligtinge nakom. Nee, net dit nie. Nie nou nie. Nie ek nie. Jy kan gehang word vir so iets. Kom terug, mon ami. Nee, wag nou, Tom. Asseblief, Tom, luister nou. Stadig nie, so vinnig nie. Ek word 'n skone drank in die kop. Wag, kom hier, Tom. Moenie weggaan. Jy het 'n probleem oplos. Die volgende. Wag, luister. Mamma mia, dis te erg om te kyk. Sê my wanneer die nachtmerrie oor is. Ons moet hom keer voor hy by die deur kom. Gaan jy daai kant om en ek te volg hom van hier af. My vriend, ons smeek jou, jy moet dit doen asseblief. Ter wille van die koning. En die prins? En die hele koninkryk. Wat's fout met hulle? Niks nie, majesteit. Het jy dit gesien? Die prins praat dan met homself. Lyk my die gerugte oor hom is waar. Hy's besig om sy varkies te verloor. Hoekom eet niemand nie? Hulle wag vir jou om te begin. Hey, toch, my senuwees is gedaan. Ek kan nie eers meer dan kyk. Laat ons sien, broodmes, en sluiverk, soplepel, nageregmes, botterlepel, vleisvrik, sopmes. Ek wens net hulle wil ophou om my so aan te gaap. Sakgelui, dis verby met ons, my vriend. Ek glo. Ek het nog nooit Kyk, absoluut geen maniere nie. Die jong prins het sopas vir ons 'n nuwe gebruik geleer. Dit is nogal interessant. Miskien sien ons die prins vanaand by die rivierfees. Ek spy jou onsel. Maak oop jou oë. Ek het jou gewaarsku. Hou op aandag trek, hoor jy? Dit is die ideale aard om 'n paar ouens se geldsakkies vir hulle leer te maak. Vinniger dan. Hoeveel keer moet ek jou nog sê my naam is Edward? Wie's jou tog? Jy, ek het die naam nog self vir jou gegee, so ek behoort seker te weet. Jy is van jou sinne beroof, meneer. Nou ja, mense, laat die rivierfees begin. Om te dink dat ek Tom Kenty, die seun van 'n bedelaar, die eenvoudige straatkind wat elke dag sy brood in die sweet van sy aangesig moet verdien, so 'n skouspelagtige vertoning kan bywoon. Ek het hom met my eie oë gesien. Hey, die bedelaartjie. Nou ja, Ocelia in 'n situasie soos die is daar eintlik net een ding wat 'n ou kan doen en dit is hardloop. Hoe durf julle my so beledig, asof ek julle geld nodig het? Dis myne. En ek gaan sorg dat jou lang vingers afgekap word. Dit is nou genoeg. Dit is nie die dief daai nie. Dit was die ou wat weggehardloop het. Dis reg, seker. Ek is bly een van julle daarom nog genoeg verstand om die verskil tussen 'n sok en Het jy dalk gesien hoeveel mense staan hier om jou?
Ek het. En het jy mooi na hulle gesigsuitdrukkings gekyk? Hulle sal toch sekerlik nie hulle eie prins Edward seermaak nie. Sal hulle? Natuurlik nie. Maar dit is die klein bedelaartjie wat hulle hier voor hulle sien staan. En hulle sal hom sommer soos wilde honde verskeur. So miskien sal dit beter wees as jy nou maak dat jy wegkom. Nou toe, sal ons spore maak. Goed, kom. Miskien is dit tog nie so slegte idee nie. Dit was die aardigste dag in my hele lewe gewees. Maak my wakker wanneer ontbyt bedien word, sal jy? Die arme klein drommel. Die jare van swaar kry begin nou sy brein te affekteer. Hy verbeel hom al regtig hy's 'n prins. Sies tog. Ek sal sy vriend wees en hom bystaan. Ja, en as hy daar regtig so graag bedien wil word, sal ek dit ook doen. Ek sal by hom bly. Ek sal die ouetjie help tot hy 'n bietjie minder deurmekaar is. Ja, ek sien dinge word nou by die dag net al hoe beter en beter. En majesteit, verskoon my, maar die vader wil hier graag spreek. My pa? Hier? Waar anders? Ek sê jou, ons het probleme. Dis ons in vir 'n ding. En mag ek vra dat die gou maak, en majesteit? Hy voel vandag regtig nie goed nie. Daar was niks fout met hom toe ek hom laas gesien het nie. Hy het my boude nog pimpel en pers geslaan. Nee, dit is nie hy wat jou soek nie. Dit is sy majesteit die koning. O nee, nie dit nie. Doen dit vir Engeland. Wat sê hy? Hoe moet ek hoor as jy heeltyd so met my oë klats? Ek het alles in my vermoë gedoen om die oorgang vlot te laat verloop, Oceaan. Waarvan praat jy? Van die dag dat ek julle verlaat, van jy die nuwe koning word. Asseblief, moenie so praat nie, vader. Ek wil dit nie eers hoor nie. Asseblief. Ek het self die nodige dokumente laat opstel. Al wat ons nou nog nodig het, is die groot seël. Kan jy dit vir my hier na toe bring? Wie, ek? Ek het dit vir jou gegee om op 'n veilige plek te bewaar. Maar sê my eers dat jy my vergewe vir al die foute wat ek gemaak het, monsieur. O, natuurlik vergewe ek u. Dankie my kind. Sal jy vir my sê dat jy my liefhet, Edward? Vir ou Blaas asseblief, my kind. Wel, natuurlik. Ek is baie lief vir jou, papa koning. Dit kan nie so aangaan nie. Dit is net nie reg nie. Ja, dis glad nie reg nie, mon ami. Ek weet wat. Kom ons stuur ons pantoffel vriende om sy majesteit prins Edward te gaan soek. Hulle is toch, hoe sê mens toch weer, vlugvoetig nie waar nie? Goeiemôre, seun. Nou toe, wat sê jy? Sal ons twee gou 'n bietjie ontbyt eet? Nou wat nou? Was daar miskien iets verkeerd? Ek moet tog seker eers was voor ek kan begin eet. Maar natuurlik, hoe daar anders. Gebruik soveel water as wat jy wil. Wat is dit nou? Van wanneer af moet jou prins sy eie water ingooi? Ai, tog, ek is vanoggend so in gedagte. Ek sê, ek speel sy rol baie oortuigend. Tot hoe opskud die handdoek? Wat? Goeie genade, majestade. Meneer, wat is dit nou weer? Jy wil tog nie in die teenwoordigheid van jou kroonprins sit nie. Vergewe my, ek is so jammer, u hoogheid. Ek weet nie wat het vanoggend in my gevaar nie. My kop moes seker uitgehaak het of iets. Ja, toe maar, jy is vergewe. So sê my, wat is jou naam? Miles Hendon, maar ek kan my sommer Miles noem. Ja, pas met daar is die prins. Hallo, prins. Ag nee, wat is net hier waar ek my voete neersit? Dit gaan nooit, dat werk nie. Kom ons gaan sel, ons kan nêrens op bespoor nie. Die koning is dood! Lang lewe die koning! Die koning is dood! Lang lewe die koning! Die koning is dood! Lang lewe die koning! Ek is jammer as dit vir jou ongerieflik is om so vinnig te vertrek, maar ek kan dit nie bekostig om jou te verloor nie.
Ek kan nie sonder jou klaarkom nie. Maak eens ek hoe fotjies. Na as probleempie vanoggend daar in die stad gaan my kop baie slim weer vang. Nou is ek regtig nie diep in die gemors. Nou moet ek die begrafnis van 'n man wat nie eens regtig my pa is nie as sy seun bywoon. Ag, ek weet nie, dit voel net so verkeerd. Ma, man, weet, pa. Nee, daai vrou is nie jou ma nie. Daai twee meisies is nie jou susters nie. O ja, jy's reg, ek is jammer, ek het heeltemal vergeet. Maar ek mis hulle. Ek mis hulle so baie. Ek kan eenvoudig nie langer met hierdie leuen volhou en maak of ek die prins is nie. Die koning is dood en dan moet die prins hom opvolg en nou gaan hulle dink is ek. Dit mag nie gebeur nie. Ons moet die regte prins so gou moontlik probeer kry. Kom, vriende, dit lyk my ons sal hom maar self moet gaan soek. My wonderlike droom is vinnig besig om in 'n nagmerrie te verander. Waar is u, monsieur, majesté? Prins, waar is die prins? Verskoon my. Maar ek wil ongelukkig nie help om te hoor nie. Soek julle miskien na die prins? Het jy hom dalk iewers gesien? Ons soek oral nog. 'n Jong mannetjie? Ja. Met 'n ligte vel? Oui, monsieur. Bruinerige haar? Ja, dis reg. Met stikkende klere? Oui. Nie met 'n oog nie. Oh. Maar my neef het al gesien. Hy die einste wa waarmee hulle vroeg vanoggend so haastig die pad noord gevat het, nog self vertrek. My liewe broers en susters, hiermee wil ek graag die twee nuwe lede wat vanaand by ons aangesluit het hartlik welkom heet. 'n Bekwame bedelaartjie en 'n hoogs ervare sakkeroller wat tans soos ons almal hier teenwoordig maar gedurig voor die gereg moet vlug. Meneer John Canty en sy seun. Dank julle, liewe vriende. Dit is nie aldag dat 'n man die voorreg het om so hartlik deur jou kollegas ontvang te word nie. Ek sou dit nie as 'n voorreg beskou nie. As julle prins beveel ek julle om my onmiddellik terug na my paleis toe te neem. Asseblief, my liewe vriende, die seun weet nie wat hy sê nie. Ek dink die vermoeiende rit wat ons gehad het die arme kind se brein aangetast. My brein maak hier hoegenaamd niks nie, meneer. Ek hoop julle geniet julle flou grappies wat ons sal sien wie lag laaste wanneer my pa die koning hier van tevore kom. Wel, ek het niks vir jou, ou seun. Het jy nie geweet die koning is al 'n hele dag lank dood nie? Ek veronderstel dit maak jou seker nou die koning, né? Wat? Is my pa dood? Nou, dis nou genoeg. Of julle dalk al vergeet van ons oorlede vriend, die arme Mali Bacon wat hom destyds verbeel het. Hy's die ambassadeur van Spanje. En wat van ou Jack Aikens wat vas oortuig daarvan was, hy is die paus. So wat gee ons nou die reg om hierdie jong man sy koningskap te ontsê? Kom ons staan saam en verklaar hom as koning en alleenheerser oor ons almal. Koning Fifi, die eerste. Die koning is dood. Lank leef die koning. Lang leef die koning, ons heerser op die troon. Die beste koning ooit vir ons wat hier sal woon. Klink nou 'n glas, 'n beker is van pas. Op die kroon, op die koning, op die kroon. Lang leef die koning, die eerste wat ons dien. Hy is uit en uit die gunsteling in ons drankkantien. Laat ons begin, stel 'n heel drank in. Op die kroon, op die koning, op die kroon. Leg je glas hoog, drink elke druppel droog. Dat is al wat ons graag doet, zo de spraak. En laat ons dan nou drink, is toch paslik zo een ding. Om te drink op die hei van die kroon. Drink op die kroon, zo vriendelijk en vernoon. Hij is natuurlijk die beste koning wat bestaan. Kameraden vol, leg je bekers vol. Op die kroon, op die koning, op die kroon. Drink op die kroon, zo vriendelijk en vernoon. Hij is natuurlijk die beste koning wat bestaan. Kameraden vol, leg je bekers vol. Op die kroon, op die koning, op die kroon. Op die kroon, op die kroon, op die kroon.
sê vir jou, Monsieur Plume, ek kan net nie meer nie. Ag, ek weet nie. En wie sê ons is op die regte pad, Plume? Nou, hoe dan anders? Ons het dit dan reg uit die perd se bek gehoor, monsieur. Saggies nou, prins. Ons wil nie jou nuwe vriende wakker maak nie. Oh, dis beter. Net wat ek nodig gehad het. Nou voel ek sommer weer so vars soos 'n lentepressie. En weet jy wat? Ek het so 'n snaakse gevoel ons is baie nader aan hom as wat ons dink. Hulle moet hom tog ergens kry. Wat sê julle? Dink julle hulle sal hom kry? Hulle moet hom net eenvoudig kry. Hoeveel tyd het ons nog? Ag nee. Majesteit, ek dink dis tyd dat ons na die kathedraal toe gaan. Nee, nie nou al nie. Prins, Ek moet eers gaan bad. maar jy het mos al gebad. Ja, ek weet, maar ek het het 'n paar plekkies gemis en ek moet vandag silwer skoon wees. Wat sal die mense dink as hulle nuwe koning ryk soos iets wat van die plaas af kom? Natuurlik, U Majesteit. Ek sê, badwater vir die prins. Badwater vir die prins! Badwater vir die prins! Badwater vir die prins! Wel, ek vertrou u sal probeer gou maak, U Hoogheid. Monsieur le Prins! U Hoogheid? Dit word daarom nou baie laat, Monsieur le Plume. Ja, as ons nie die koning se regte opvolger gou genoeg opspoor nie, sal ons moet teruggaan en gaan keer dat die verkeerders sien koning word. Is hulle al terug? Het hulle dalk al gekom? Nee, niemand het hulle nog met oog gesien nie. Daar is geen spore van hulle nie. Hey, dit is nogal snaaks net spoor. Dis nie nou tyd om skoon grappies te maak nie. Laat vloer se ja. Ja, U Majesteit, het u my dalk geroep? Is jy al klaar? Ek bedoel nee. Ek bedoel bring vir my nog warm water. Bring vir die prins nog 'n emmer warm water. Warm water vir die prins. Warm water vir die prins. Warm water vir die prins. Ek is jammer, U Majesteit, maar dit het nou regtig tyd geword dat ons na die kathedraal toe gaan. Maar ek is so honger in my maag grom. Maar jy dan so pas ontbyt gehad, U Majesteit. Nou ja, ek het baie kos nodig want ek groei nog. Kos vir die prins. Kos vir die prins. Kos vir die Oh, so ewer toch. Ek dink daar's 'n klip in my skoen. Maar ek is so moeg, ek dink ek moet gaan slaap, 'n bietjie gaan rus, net toe begin ek gaap en as ek eers begin gaap, kan ek nie ophou nie. Ek kan op pad so toe rus, U Hoogheid. Wag, ek het vergeet om my hare te kam. Ek kan nie so daar aanstap nie. Daar is niks verkeerd met jou hare nie, U Majesteit. Daar sit 'n stukkie kos tussen my tande vas. Dink jy kan dalk gou vir my 'n spieël gaan haal? Daar moet een in die paleis wees, anders moet jy maar een gaan koop. Ek verseker jy ek kan niks sien nie, U Hoogheid. Tog, wat nou? Dis nie reg nie, ek hoor nie. Wat gaan ek nou doen? Die troonopvolger, Prins Edward, laat die kroningsseremonie begin. Hy doen tog net iets, Pierlakie. Ek het al alles probeer. Bring terug die kroon.
Wel, tenminste het jy daarom probeer. Nou goed, as jy gereed is, kan ons seker maar begin. Wat is jy reg, ou maat? Ek weet net, dit is nou of wat nooit nie. Hoogheid! Ek's jammer daaroor. Dis my fout. Dit was 'n ongelukkie. Ek vertrou dat die seremonie van nou af sonder enige verdere onderbreking sal kan voortgaan. Wag! Ek verbied jou om die kroon van Engeland op sy kop te sit. Ek is julle nuwe koning. Wat? Gryp hom! Nee, los hom. Hy is die koning. Maar in majesteit, jy is seker nog deurmekaar. Kom ons raak tog nog eens vir altyd ontslaaf van die klein bedelaartjie. Nee, hy is die koning, ek beloof jou. Hoe durf jy tot nou toe nog aanhou voorgee dat jy ek is? Wanneer gaan jy eendag met hierdie waansinnige speletjie ophou? Maar ja, ek moet erken, julle lyk nogal effens na mekaar. O, so ons lyk na mekaar. Moet jy nou sê jy herken my nie eers nie? Wel as jy dink ek kan dit dalk bewys. Sê net, wat moet ek doen? Wil jy hê ek moet beskryf hoe my kamer lyk? My lesenaar wat van mahonie en kiaat gemaak is. My wapenrusting by die deur. Dis te maklik om daai soort inligting te bekom. Wat ons nodig het, is klare bewyse. Ek weet wat. Wat is daardie ding wat my pa of eerder sy pa nou weer voorgevra het? Die groot seël, natuurlik. As jy vir ons kan wys waar die seël is, sal ons weet dat jy regtig Edward die koning se opvolger is. Maar dit was hier, ek het dit tog self hier ingesit. En majesteit, jy kon dit nie kry nie, so ek is bevrees ons sal eenvoudig moet voortgaan. Daar is hy! Is dit daai klein dingetjie waarna almal hulle byna boeglam gesoek het? Eind goed, alles goed. Miles Hendon is as die nuwe koning se persoonlike raadgewer in diens geneem. En klein Tom is as hoofregter aangestel en hy was in beheer van die vonnis wat oor elke misdadiger uitgespreek word. Nou ja, fluit, my storie is uit. En hulle het almal lank en gelukkig daarna gelewe. Ekskuus, het ek reg gehoor? Julle vra as dit 'n ware storie? Nou ja, as jy dit dan moet weet, dit kon gebeur het. En dis tog al wat saak maak. Nie waar nie. Soos julle my nou sal verskoon, ek is 'n besige man. Ek het nog 'n hele paar dingetjies om te gaan doen. Doedeloe, sien julle later, né? Bestem vir die hoë lewe, helemaal omgeboren. Koning se kind noem ons van my kils, want sy papi sit op die troon. Drink nie die beste borden, stel die champagne neer. Ons wordt beloond als ons van kroon, mag jarenlang regeer. Stem vir arm lewe, bedel vir brokkies brood. Sukkel kom spoedig en leef armoedig en die honger is altyd groot. Niemand kan ontblameer nie, wie sal hom durf weerstaan? Hy ken die strate uitgeslapen.